Kom luister saam na Sielskoffie. Voel dit dalk vandag asof jy al maande of selfs jare gestrand sit in jou voertuig in 'n parkeerarea. Daar waar jy leef en eet elke dag. Miskien as gevolg van 'n papwiel, 'n engine wat nie wil aanskakel nie, of selfs 'n ratkas wat ingegee het. Jy weet nie wat om te doen nie, en jy het niemand wat opdaag of jou wil help nie. Jy's uitgeput en alleen, en met deurmekaar emosies wil jy maar eintlik net daar bly sit en jouself jammer kry. Ons almal voel een of ander tyd gestrand en weet nie meer watter kant toe nie. Ons wil sommer net tou opgooi, want dit is makliker as om verder te probeer om vorentoe te stoei. Ek weet nie wat jou voertuig makeer nie. Dalk is jou papwiel 'n egskeiding. Of dalk wil jou engine net nie meer aanskakel nie as gevolg van mishandeling of siekte. Ek wil vir jou vandag sê, God is saam met jou in jou voertuig in die parkeerarea. Dit voel dalk nie so nie, maar hy beloof in sy woord dat hy altyd by ons is. En daarom weet ons, hy is daar, al voel ons nie altyd sy teenwoordigheid nie. Hy wag vir jou om te beweeg. Nou hoor ek jou al sê, hoe dejoos moet ek beweeg as my voertuig stikkend is? Indien daar geen familie, vriend of kennis is om te help nie, kontak 'n diens of besigheid wat jou kan help met die herstel daarvan, want tans keer dit jou om verder te kom as waar jy is. Daar is soveel kere wat ons sit en wag dat 'n wonderwerk uit die lug uit sal val. Dit is moontlik, ja, wanneer dit by God kom, maar hy wil egter hê dat ons in beweging moet kom, waar hy deur iemand anders 'n wonderwerk wil bewerkstellig vir ons elkeen. Maar solank as wat ek en jy net bly sit en onsself jammer kry, gaan niks gebeur nie, en sal dit ons net meer mismoedig maak en afbreek. Daarom sal daar ook geen geestelike groei kan plaasvind om ons nog sterker te maak vir die planne wat hy vir ons het nie. Dit is die vyand wat jou probeer keer om beheer te neem, want hy wil nie hê dat jy die toekoms moet ingaan wat God vir jou beplan nie. Die vyand wil jou oortuig daarvan dat jy jouself moet jammer kry, sodat jy sal oorgee en opgee. Wat die vyand natuurlik miskyk, is dat God hierdie probleem in jou lewe toelaat, omdat dit deel is van sy plan vir jou lewe. Hierdie probleem is deel van jou toekoms wat hy vir jou beplan, sodat jy nog sterker aan die kant sal uitkom. Net voor elke seëning wat vir jou op pad is daar gewoonlik 'n geestelike oorlog, omdat die duiwel al sy triks sal uithaal om jou te keer om vorentoe te beweeg. Daardie geestelike oorlogvoering gaan altyd oor jou toekoms, want jou verlede is verby en hy kan nie meer jou verlede steel nie, maar wel jou toekoms. Ek vra jou dus, kom in beweging. Kontak daardie mense wat jou kan help om saam met God op die snelweg te kom wat hy vir jou beplan. 'n Wonderlike toekoms, voorspoed en 'n verwagting. Weier dat die duiwel langer jou vreugde, jou moed en jou deursettingsvermoë steel. Jy is 'n kind van God wat hom ken in alles wat jy aanpak. Daarom sal hy vir jou enige slegte situasie altyd verander in goed, terwyl jy geestelik daardeur sterker kan word.
So, skakel jou voertuig aan en kom in beweging en vertrou Vader om jou te lei tot daar waar hy jou sien floreer as koninkrykskind. Liefde en seën vir elkeen van julle.